Ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat deel vorm van ons lydensreeks met die titel Terug na ons wortels. En ons gesels hierdie week so 'n bietjie oor die gedagte van die verbond. Wat beteken dit om in 2025 verbondsmense te wees? En as ek dit sê, dan dink ek dadelik aan iemand soos Dietrich Bonhoeffer wat skryf: 'n genadeverbond met God is nie 'n abstrakte idee nie, maar 'n roeping tot disippelskap. Dink vir 'n oomblik hieroor na. 'n Genadeverbond met God is nie 'n abstrakte idee nie, maar 'n roeping tot disippelskap. Wat 'n kragtige woorde is hierdie nie. Want wat beteken dit om deel van God se verbond te wees in 2025? In 'n wêreld van vinnige verandering en individualisme is dit maklik om die betekenis van 'n verbond as 'n lewende verhouding met God en mekaar mis te verstaan. Die Bybel leer ons dat God se verbond nie net 'n historiese konsep is nie, maar 'n aktiewe, lewende realiteit wat ons daaglikse lewe vorm. Wanneer God sy verbond met Abraham gesluit het, toe hy Israel deur die woestyn gelei het, en toe Jesus die nuwe verbond aan die kruis bevestig het, was dit alles deel van 'n groter storie, van 'n God wat sy mense roep om in gemeenskap met hom en met mekaar te leef. En as ons dit kan besef, dan ontdek ons dat ons tot vandag toe in 2025 geroep word om uit hierdie verbond uit te leef. Dat dit nie net 'n individuele geloofsreis is nie, maar 'n gemeenskaplike roeping. Om verbondsmense te wees beteken dat ons nie net vir onsself leef nie. Dit beteken getroue deelname aan 'n geloofsgemeenskap, diensbaarheid en liefde vir ander en 'n diepe verbondenheid met God se woord, met God se wil, ja, met God self. Die realiteit is dat dit ons in ons konteks eintlik voor 'n uitdaging bring. Baie mense doen eerder mee deesdae aan die verbrokkeling van en versplintering van samelewing, van gesinsstrukture, van hierdie verbond wat mense eerder aan mekaar wil bind. Baie mense leef eerder hulle geloof binne die gedagte van 'n individualistiese tipe geloof, waar Christendom meer oor persoonlike ervaring as oor verbintenis aan God en aan sy mense gaan. Maar die verbond herinner ons dat ons geroep is om 'n familie van gelowiges te wees, mekaar se laste te dra en saam te groei in Christus. Soos Calvin dit stel, ons behoort nie aan onsself nie, ons is Christus sin. En as ons iets daaruit kan aflei, dan hoor ons eintlik die hele gedagte wat Paulus ook in ons harte wil kom vestig, dat ons deel is van Christus se liggaam. Dat as ons aan Christus behoort, is ons sy liggaam, en as ons deel is van sy liggaam, beteken dit ons is deel van ander mense wat saam die liggaam van Christus in hierdie wêreld opmaak. Dat ons deel is van sy koninkryk. Ja, om deel van God se verbond te wees, is om 'n lewende getuie van sy genade in hierdie gemeenskap en in die wêreld te wees. Dit is 'n roeping om anders te leef, om 'n kultuur van trou, liefde en diensbaarheid te bou. En as ons dit kan opsom in 'n gedagte, dan is om uit die verbond met God te leef, is 'n verantwoordelikheid, is 'n roeping om God se mense in 'n gebroke wêreld te wees. En mag ons daarom in vandag, in hierdie week, in hierdie lydenstyd, elke dag bewus leef van ons verbond met God. Nie net as 'n historiese feit nie, maar as 'n daaglikse werklikheid wat ons identiteit
en lewenswyse bepaal. Ek bid graag ook nou saam met jou. Here Jesus, baie dankie dat U ons deel maak van 'n verbond van liefde en genade. Dat U die inisiatief neem en ons roep om U kinders te wees. Here, dis genade alleen en ons bring U die eer daarvoor. Dit gebeur so maklik, Here, dat ons in die wêreld waarin ons leef meedoen aan 'n individualistiese tipe geloof, aan die verbrokkeling van gemeenskappe, en daarom is dit ons gebed vanoggend, Here, dat U ons in hierdie dag, in hierdie week, in hierdie lydenstyd, elke dag sal kom herinner aan U verbond met ons. En Here, dat ons juis in hierdie wêreld op so 'n wyse sal leef, dat dit sal gaan vir ons oor diens aan U, diens in die koninkryk, en daarom, Here, oor diens aan 'n gemeenskap waarvan ons deel is. Dat ons nie vir onsself sal leef nie, Here, maar in die eerste plek vir U, en daarom ook vir ander mense. Deur U liefde, U genade, U wysheid, U koninkryk met ander te deel, om hulle in te nooi in die ruimtes, Here, wat U vir ons skep, waaraan ons kan deel kry om U liefde en U genade te mag beleef. Ja, Here, help ons om so te leef dat ons ander na die tafel, na U tafel toe sal nooi, en dat ons waarlik verbondsmense in hierdie wêreld sal wees. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy geluister het, en ek hoop jy het 'n baie lekker dag verder, en skakel gerus weer môre ook in.